Welkom terug by die groot ontbyt op hierdie heerlike Vrydagmôre. Jy sal dit nou nie glo nie, maar Andrei Swarts is hier by ons in die ateljee. Goeiemôre meneer Swarts. Goeiemôre aan julle albei en aan die kykers. Wat 'n voorreg om jou by ons te hê. Dis baie lekker, dankie. Nee, maar regtig. Dis baie lekker. Ons is almal baie lief vir jou. En jy is nou kan mense dit nou maar sê, Suid-Afrikaanse stapel. Jy is nou maar niet so. Okay, soos 'n gebruikte rusbank. Soos ek ja, met nuwe upholstery. Ja, weer oorgetrek. Maar Andrei, kom ons praat 'n bietjie oor waarmee jy op hierdie stadium. Hoe gaan dit eerstens met jou? Goed, gaan uitstekend. Ek is besig, ek maak konserte, ek tree op. Ek is op die verhoog en dis my gelukkige plek, so dit gaan goed. Fantasties. Ja. Fantasties. En jy sê jy's besig. Ja, ek is. Hoe hou 'n mens aan en aan? Wel as jy lief is vir iets, nee. Ja, as dit jou passie is en wanneer dit jou ek wil nie die woord volbring nie, maar dit maak jou heel. En vir my is die proses van toneel skep, toneel maak en daar wees. Dit maak my heel, jy weet, en dit panser jou teen die ander nonsens wat aankom. Jy weet jy kan jou fokus daar sit. So buite nie lekker is dit amper noodsaak. Andrei, soos wat mens ouer raak en meer ervare raak, verander mens ook so 'n bietjie as kunstenaar. Dalk 'n bietjie meer selfvertroue, dalk rustiger in wie jy is. Wat is daai veranderinge as jy nou moet dink waar jy tans is teenoor toe jy net begin het? Wat is van daai veranderinge in jou as kunstenaar? Kyk, ek dink toe ek net begin het, sou die ouer Andrei vir die jonger Andrei so 'n paar klappe teen sy kop gegee het. Ek dink wat lekker is van ouer word is ek sit diep in die bank. Okay. Voorheen het jy net liggies op hom gesit want jy het nie geweet hoe nie. Nou sit ek diep in die bank. En ons dinge wat glad nie meer so goed werk. My stem is nie wat dit was toe ek jonger was nie. So what? Yeah. Ek vind ander dinge, ek is meer storievertellend. Jy vind 'n betekenisvolle diepte waar jy vroeër maar net oor alles gehardloop het. En is reg so. As jy jonk is dit 'n noodsaak om dit te doen. Jy weet, go for it. Gaan net vir die pret. Maar ek dink hoe ouer jy word, omdat die lewe jou bietjie al gekrap het en gedelf het, dat doen jy dit ook maar so bietjie. Ek het ook gehoor jy het iewers gesê, jy weet, dis vir jou baie belangrik om daai eerlikheid met jou gehoor te hê. Dink jy dit is iets wat jy nog jou hele loopbaan deur gehad het of is dit iets wat ook meer gekom het met ervaring? Ek dink is tweeledig. Ek dink daar was definitief in die begin eerlikheid, want dan ek glo nie mense ooit te gehoor hê as jy nie tot 'n mate eerlik is nie. Ek dink 'n gehoor snyf oneerlikheid uit. Maar dit het definitief, ek dink wat bygekom het is kwesbaarheid. Ek dink jy raak op 'n ouderdom dat jy is nie bang om kwesbaar te wees nie. Want daar's niks meer fout nie. Om bietjie van jouself te wys is fyn, dis mooi. En almal van ons wil dele sien van mekaar. That's what makes us human. So ek dink die ding wat verander het is kwesbaarheid. Dis baie special, hoorie. Jy het 'n lang pad gestap nou al, veral as dit kom by musicals en dies meer. Wie kan dit dan nou vergeet? Ja. Net so vinnig net verwys daarna, dis in 15 Maart kom daar 'n show by Emperor Spellers en die Dream Will Do, jou pad wat jy met Webber gestap het. Dis 'n lang pad wat jy gestap het so deur al hierdie shows, né? Ja, dis baie jare by die pad, by die musiek. Brian wat vir my vanoggend speel is ook my pianist daar. So dis 'n mooi liedjie, 'n mooi konsert met al die Webbers, maar eintlik is dit meer 'n leefstorie. Wat regtig gaan oor kwesbaarheid. So en dit is in verband met die vertelling van jou lewensjas. Ja. Dis 'n ding wat ek gesien het in Joseph and his amazing Technicolor Dreamcoat toe ek 13 jaar was. En my ma het vir my gesê, onthou, jy dra elke jaar 'n lewensjas, elke dag. En elke dag het jy klere. En jy kan besluit of jy dit wil laat blink en hoeveel klere jy wil hê en soos in Joseph kan jy besluit hoe baie jy wil droom. Wow, dis baie. En dis waaroor hierdie vertoning gaan, is oor hoe hanteer jy dit as die klere in jou jas verander? As hy minder begin blink en as jou drome gekortwiek word. Jy sê stories. Jy vertel nou weer stories. Die feit dat jy jou storie van wat jou ma gesê het net opbring. Dit maak mense se harte oop met hulle eie ervarings, hulle eie stories. Ek dink dit is presies dit, want ons almal kan resoneer.
Ja, ons elkeen het 'n klein kassie toegemaak met daai herinnering in waarmee ons kan assosieer. Nou vertel jy nog stories. Ons moet praat oor 'n splinternuwe storie wat jy gaan vertel. Ja. By die KAK&K, dit gaan ek gaan nou die datum sê voor mense en ander goed begin luister. Skryf eers gou hierdie neer. 2 tot 4 April by die Absa Studio. 2 tot 4 April by die Absa Studio KAK&K in Langehovenweg. Vertel ons asseblief van die kronieke van Bucks. En die kaartjies by Webtickets. Webtickets. Ja. So die kronieke van Bucks het sy ontstaan in 'n regte hondjie met die naam van Bucks wat ek ontmoet het in Polru. Hondjie. Bucks is 'n klein wit chihuahua. Ek dink hy's so groot soos 'n renoster. En Bucks het hierdie wonderlike manier om te gaan kuier in die dorpie. En sy eienaar kry net so elke nou in WhatsApps en sê, jy gaan nie vanoggend vir Bucks sien nie want hy kuier hier by my. Maar terwyl so 'n hondjie gaan rondkuier in die dorp, dan sniffel hy mos. En hy sniffel nie net agter kos aan nie. Hy sniffel agter die stories aan. En wie dink nou 'n hondjie luister? Niemand. So Bucks is die toegangspoort tot almal in die dorp en hy trippel ongestoord tussen vrese en onmin en hierdie hondjie is wat die dorp vir ons oopmaak. Dis fantasties. Dis kosbaar daai. André, wie sal aanklank vind? Is dit vir 'n hele familie? Kan enigiemand kom kyk? Ek dink so ja, ek het nie swetswoorde en ja, dis 'n mooi storie. Dit is 'n storie van 6 karakters wat vir my 'n baie groot uitdaging is. Ek speel elke karakter in die eerste persoon en jy sal weet dit is daai tipe ding is regtig tricky om te doen of jy altyd sal weet. En ek het 6 karakters. En die een meer kleurvol en divers is die ander ene. En ek dink ja, alle ouderdomme sal dit geniet en ek dink hulle gaan aanklank vind. Dit gaan speel af in 'n klein dorp. Wat 'n klein dorp het jy groot geword? Wel ek het welkom dalk. Okay. Daar's 'n paar ander, maar welkom is kleinerig. Welkom is kleinerig met al sy sirkels. Ja. Ja. Ongelukkig is daai teater toe. Ja. En welkom, dit was die wonderlikste teater, maar ek gaan nou van die maar hierdie is 'n kleiner dorpie. Is 'n dorpie met die naam van Polru. En is regtig klein. Ken was al daardeur. Hoe lank is so en intens is so 'n repetisieproses vir jou? Verstaan jy is ervaring, maar soos jy sê, dit is 'n klomp karakters in eerste persoon. Dit is steeds uitdagend. Hoe lank en hoe intens is daai repetisieproses? So baie. Ek het seker 6 maande geskryf. En geskryf en oorgeskryf en weer geskryf en dit. Want elke karakter kan nie net 'n storie vertel nie. Ja. Daar moet basies gaan dit oor ons lewe almal op 'n mespunt, op die rand van chaos en orde. En hierdie keuse wat jy nou gemaak het om so 'n manier te sit, is part of that choice. Ons maak elke dag daai klein keuses. En so ook die dorpie se mense. En maak hulle die regte keuse. Met ander woorde, met daai as agtergrond speel elke karakter hom af volgens dit. So dit het baie skryfwerk tematies geneem. En verder, die repetisieproses, ons is seker so 4 weke wat ons gaan repeteer. Ja. Die grootste en belangrikste ding is met hierdie is dat die verwewing van die liedjies en die teks moet soemloos wees. Ja. Jy weet ek haat sulke produksies, nou praat ek en nou sing ek. Ja. En ek het dit ook so geskryf dat hulle dit so kan doen en nou moet hulle so aangebied word ook. So dis intens. Vir my om woorde te onthou. Jy weet ek vervaardig hierdie ding. Ek het nie geld vir teleprompters. So ek moet die woorde onthou. Dis fantasties. André, baie dankie vir jou moeite vanmôre. Jy het gesê dan praat, dan sing. Jy het nou gepraat, jy gaan dan nou sing. Ek gaan sing. So wat nogal lekker is van hierdie ek het die musiek van onder andere Billy Joel. En ek het nog nooit regtig sy musiek ontgin nie. En die man is 'n ongelooflike skrywer. Ek het musiek van Aznavour, ek het van my eie liedjies. Ek het tot Tears for Fears daarin. So dis 'n hele mengsel van musiek wat jy nie regtig onmiddellik sou gedink het nie, maar alles het 'n ander prentjie gegee. Die musiek en ek het teruggegaan na die storievertelling van elke lied sodat dit inpas by die narratief. Nou ja, 2 tot 4 April by die Absa Studio in Langehovenweg by die KAK&K. Baie dankie André, ons sien bitter baie uit na die liedjie wat jy nou vir ons gaan doen. Brian gaan jou begelei Ja, natuurlik. die wonderlike Brian Schimmel, hy's
nou maar net eenmal 'n meester agter die klavier. Ons sien baie uit daarna. Bly net daar waar jy is. Okay, jy kan gou vinnige draadjies stap, maar jy moet gou maak. Andre gaan nou vir ons sing.